coming into the ministry. By at this time, we know that we need to win souls and bring them into the kingdom of God, and we minister these things again. You know, we give them milk. It's exciting. So ek gaan vir ons 'n gediggie lees. Ek het dit sommer op Facebook gekry, is deur Mandy geskryf. When God created mothers, He made them sweet with a fragrance as a rose. He placed in them the strength and courage. He knew they would need all of those. He made their hearts so tender and also fiercely strong, protective, loving nurturers. In each one's heart, a unique song. A mother's work is tireless. She'll give and give her all. When God created mothers, they were most beautiful of all. Hierdie gediggie begin deur te sê, He made them sweet with fragrance as a rose. So vandag se tema, wat my tema vir vanoggend is, hoe ruik jy? Soos wat is jou geur? Jy weet, baie van ons is net bekommerd oor hoe ons lyk wanneer ons in die spieël in die oggend vir onsself kyk. En ja, as kinders van die Here het ons nodig om uiterlik ook 'n lig te straal en ook innerlik. Almal sê altyd ja, maar dit gaan oor die binne. Hoe mooi is jy hier van binne af? Maar ek wil vandag vir julle vra, hoe ruik jy? Hoe ruik jy vir jouself? Hoe ruik jy vir ander om jou? En hoe ruik jy vir God vanoggend? Want die ding is jou lewe en dit hoe jy optree en wat jy doen, gee 'n definitiewe reuk af in die lewe. So vir die mammas wat hier is vanoggend, kan jy onthou die eerste keer toe jy uitgevind het jy swanger. En hoe jy daai babakamer begin mooi maak het, nê? Alles moet net perfek wees. Ek kan onthou met my eerste kind, ek wil alles hê, of jy dit nou gaan gebruik of nie, ek wil dit hê. Dit moet mooi wees, dit moet reg wees. Ek was die baba kleertjies met 'n lekker baba seepoeiertjie en die laaie word gegooi met poeier. En alles ruik al na baba en daar's nog eers 'n baba nie. Maar dit is so 'n lekker reuk wat dit afgee. Ek meen die geboorte van ons kinders is daarmee 'n wonderlike ding. Ek meen is iets wat jy nooit sal vergeet nie. Ek dink vir party van ons is die bevalling wat ons nie gaan vergeet nie. Dit hang af hoe dit gegaan het. Maar ek onthou my kinders se gesiggies die eerste keer, toe ek daai gesiggie so voor my sien, hoe spesiaal dit nie was nie, al 3 van hulle. En ek onthou dit tot vandag toe. Wat 'n spesiale oomblik nie. So 'n groot geskenk vanuit die hemel uit. 'n Prentjie wat jy nooit weer sal vergeet nie. En dan vat jy daai baba van jou en jy bekyk daai baba. Jy kan nie ophou kyk nie, ek doen dit nou nog. As ek so vir Kylen kyk, dan sê sy, mamma, wat kyk jy? Hoekom kyk jy so vir my? Ek kyk nou nog so vir my kinders. Ek kon vir ure net staan en kyk hoe perfek God hierdie babietjie gemaak het. En dan wil ek hierdie baba opsoen en ek wil hierdie babietjie opryk, want hulle ryk so lekker met al hierdie baba produkte. Ek meen as jy nou dink aan 'n ou baba hondjie se asempie, nê? Dit ruik lekker. Of as jy 'n nuwe kar koop en jy maak daai deur oop en jy ruik daai interieur van daai nuwe kar. Dis lekker. Daai reuk moet tog net nie weggaan nie, nê? Of 'n vars geplukte roos het jy hom al so by jou neus gebring. Hoe lieflik dit nie ruik nie. Nou ja, as jy tieners het, jy weet dan hier by die einde van die dag bly maar eerder so entjie weg van hulle af. Jy moet 'n bietjie versigtig wees as jy hulle dan wil opryk en opsoen. Ek het 3 van hulle. Maar hulle sê hulle mamma het 'n reuksintuig soos 'n wolf, want ek kan enige ding opryk. Nou as mammas leer ons kinders, jy moet bad, jy moet jou tande borsel, oggend en aand, jy was tussen jou tone, vir alles toe gaan, dan jou ore moet skoon wees. Jy maak daai ore mooi skoon, hy gaan in jou ore kyk, hy gaan in jou keel kyk, jy moet jou tande borsel, jy moet jou hare kam, jy trek vir jou ordentlik aan.
as jy dokter toe gaan, hè? En as jy kerk toe kom, dan het jy nie eers nodig om parfuum aan te spuit nie, want al die oulike tannies gee vir jou drukkies, hulle is so lief vir jou, en dan sit daai parfuum aan jou klere. So jy het nie eers nodig om parfuum te spuit, né? Ek speel sommer net, maar dis lieflik, dis lekker, dit is familie. Ek weet ons kom hier en ons druk mekaar en dis net amazing. So is lekker as daai reuk van die tannie so aan jou kleef na diens. Maar mamas ruik mos altyd lekker, né? Wie onthou daai Stay Soft advertensie van die seentjie, ek dink hy het gaan kamp of iets en hy vat daai kombersietjie so van hom en hy ruik die kombersie so en hy sê, hy mis nou sy mamma, want hy ruik nou daai reuk van sy klere en van die huis en van sy mamma. Weet, en eendag gaan Lisha, en ek weet nie hoekom het sy dit gedoen nie, maar sy vat 'n Stay Soft sakkie en sy sit hom in die vrieskas. Toe ons die vrieskas oopmaak, hier lê die Stay Soft sakkie in die vrieskas, opgeëis. Ek het haar nou dag weer gevra, Lisha, hoekom het jy dit gedoen? Sy kan nie vir my sê, hoekom het sy dit gedoen nie? Ons weet tot vandag toe nie, wat het in haar kop aangaan, om hierdie Stay Soft sakkie in 'n vrieskas te gaan sit nie. Maar die ding is, daai Stay Soft sakkie was nooit weer dieselfde nie. Ek meen, ons kon hom nie weer gebruik het nie. Die reuk, ek meen, dit was nie eers met Dani, en julle weet hoe sterk ruik daai sakkies, nê? Ons kon dit nooit weer gebruik het nie. En dis presies so het in ons geestelike lewe ook partykeer gaan. Jy weet, as jy jou lewe, as jy jouself daar eenkant wil hou, en jy wil jouself daar gaan vries in jou huisietjie, hoe kan jy gebruik word? Hoe kan jy 'n lekker geur afgee? Ek meen, ons is die sout van hierdie aarde, nê? Is dit nie waar nie? Amen. Maar sout kan ook laf word. Ons is ook die lig van hierdie wêreld, maar as jy daai lig onder 'n emmer gaan sit en jy nie gebruik wil word nie, want ons moet diensbaar wees, die Here wil ons gebruik. As jy daar onder die emmer, wat se lig kan jy skyn, wat se geur kan jy afgee, as jy jouself daar onder daai emmer gaan wegsteek? Ons lewe moet Jesus Christus reflekteer. Ons lewe moet Jesus Christus afgee, 'n aroma van Jesus Christus wat oral rond hang. Ek dink as die Here nou soos in persoon hier moet instap vandag, gaan hy ruik, maar dit ruik darmal lekker hier binne. En is nie as gevolg van ons parfuum wat ons aan het nie, dis as gevolg van ons lofsang en aanbidding, en ek dink net hierdie mooi dans van Mindale hier vanoggend, en Sean Lee wat vir ons so mooi gesing het, en die musiekspan wat vir ons so mooi, en ons lofsange, dit maak nie eers of saak of ons vals sing nie, want die Here kyk na die hart. So ek gaan ons lees vanoggend 2 Korintiërs 2 van vers 14 tot 17. So as jy jou Bybel hier so by jou het of op jou foon, maak dit oop, lees dit saam met my. Ek lees vir ons uit 2 Korintiërs 2 van vers 14. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur vir Christus, tot eer van God, onder die wat gered word, en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste, menende die wat verlore is, vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood. Maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. So hier sê dit, wanneer ons 'n reuk van die dood tot die dood, dan is ons verlore. As jy verlore is, het jy 'n dooie reuk aan jou. Maar wanneer jy reuk het van lewe tot die lewe, dis wanneer jy gered is. Dis wanneer jy in Christus is. Vers 15 sê vir ons hierso, dat
ons 'n aangename geur in Christus is tot God, tot sy eer. Ons ruik soos Christus wanneer ons in hom is. 'n Lieflike geur vir God. Ek meen God hou van lekker reuke. Ek meen niemand kan sê God hou nie van lekker reuke. Ek meen kyk in die natuur. Kyk na al daai verskillende blomme wat mense kry. As jy net 'n roos vat en hom ruik, hoe lekker dit is. Sitrusvrugte, as jy 'n lemoen gaan opsny of jy gaan maak 'n nartjie skil oop en daai nartjie sap spuit in jou oë in. Daai reuk. Dit is so lekker. Of miskien reën. Jy weet 'n lang tyd wat dit nie gereën het nie en iewes skielik val daai reendruppel op daai droë grond neer. Julle, dit ruik amazing. God hou van lekker reuke. Jy weet, sommige van ons sal nou sê, nee man, daar's niks lekkerder as die reuk van KFC nie. As ek daar verbystap, dan gaan my neus sommer so en ek stap daar in, ek gaan koop vir my 'n barrel of 2, nê? Daai reuk maak mens mal partykeer. Of 'n braaivleisreukie, nê? Nou het jy mins uitgehaal vanaand. Ag nee, en dan braai jou bier hier langs, dan moet jy nou daai lekker braaivleis opruik. Nê? Ons hou mos van braai, ons Suid-Afrikaners. Maar God hou van sy kinders se reuk. Hy hou daarvan om te ruik wat ons doen. Hy hou daarvan om te ruik as ons dinge in opregtheid doen en tot sy eer ook doen. Die woord sê, doen alles asof jy dit doen vir die Here. Doen alles van harte. Dis 'n ding wat hier uit die hart uit moet kom. Dis nie 'n ding van, ek doen dit met 'n, jy weet, omdat ek dalk iets uit dit gaan kry, of ek moet gesien word. Ons doen dit tot eer van God. Dit is 'n hart ding, wat hier uit die hart uitkom. Alles van harte. En jy weet, wanneer ons dit so doen, dan gee dit 'n aroma af, tot in die troonsaal van God. Ek wonder net, hoe ruik sommige van ons vir God? Jy weet, of los ons 'n aroma agter van Jesus as, jy weet, as ons uit 'n vertrek uit beweeg. Deel ons nog in ons daaglikse lewe die aroma van Christus? Jy weet, of deel ons dit net hier by die kerk? Nee, ek kry lekker as ek hier by die kerk kom. Maar as ek in daai lang ry staan by die lisensiekantore, wat se reuk dra ek daar? Wat se reuk dra ek wanneer ek in Pick n Pay is? Wat se reuk dra ek as ek in my kar bestuur? Ek het eendag agter 'n dametjie van ons kerk gery en sy was bietjie te stadig na my sin en ek het vir haar hoeter geblaas. En toe ek by die huis kom, sien ek daar so WhatsApp en sê sy vir my, dit was ek, sorry dat ek so stadig voor jou was. En ek sê vir haar, ek is jammer, ek was ongeduldig, ek's jammer, ek het vir jou toeter geblaas. Dit het nie 'n lieflike geur afgegee nie. Maar ek het ook daar 'n les geleer, uit daai uit, 'n vrou van die kerk. Jy weet, sonde dra 'n baie stinkreuk. Om nie tyd in God se teenwoordigheid te spandeer nie, en nie sy woord te bestudeer nie, en om nie te bid nie. Jy gaan naderhand vrot. Dit dra 'n stinkreuk. Ek dink so nou die dag ook aan mense wat die Here se naam ydelik gebruik. Ek meen, al hierdie Amerikaanse movies wat ons kyk, gebruik Jesus Christus se naam in. Omtrent almal van hulle. Maar ek het al Christene gehoor wat die naam Here ydelik gebruik. Jy weet, en God het vir Jesus die naam Here gegee. Ek meen, as jy 'n kind van die Here is, dan weet jy mos nou, jy gaan nie meer die Here se naam so ydelik gebruik nie. Ek het dit al so baie ervaar, en ek kan nou vir julle sê, dit dra definitief nie 'n lekker geur nie.
Ek meen met kinders van God, jy los mos nou daai ou self daar agter. Jy trek vir jou Jesus aan. Jy dra 'n Jesus kleed. Die Here sê ek het jou met eer en heerlikheid bekroon. Jy trek vir jou Jesus kleed aan. En daai Jesus kleed reik na regverdigheid. Daai kleed reik na waarheid. Daai kleed reik na reinheid, na liefde, na vreugde, na geduld wanneer daai persoon so stadig voor jou ry. Soos die skrif in Korintiërs vir ons gepraat het van die reuk van die dood en die reuk van die lewe, is daar ook 'n skrif in Deuteronomium 30 vers 19 wat vir my so beautiful is, want die Here sê daar, hy sê ek sit voor jou lewe en dood. Ek sit voor jou seën en vloek. En hoor wat sê, dan sê hy, want die Here het vir ons mos 'n vrye wil gee, ons kan kies. Jy kan kies hoe jy wil ryk en hoe jy wil lyk. Maar hy sit hierdie voor ons, seën en vloek, lewe en dood, en dan sê hy, kies dan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê en na sy stem te luister en hom aan te hang. Hang ons God aan? Of hang daar 'n aaklige reuk in 'n vertrek wanneer ons daar uitloop? Ek meen, het jy al geryk hoe ryk iemand as hulle vir 3 dae in die son gewerk het en nog nie gebad het nie? Daai reuk bly daar, daai persoon is al 'n uur terug daar uit, maar sy reuk hang nog steeds daar. Is dit die reuk wat ons wil afgee as kinders van die Here? Los ons Jesus agter in daai vertrek. Los ons 'n stukkie van die hemel agter in daai vertrek. In Openbaring 8 en in Openbaring 5 lees ons van hierdie goue skale en goue wierookbakke wat reuk het in die hemel, en in daai bakke is ons gebede. Die heiliges se gebede is in daai wierookbakke, daai wierookskale wat 'n reukwerk in die hemel afgee. Hoe amazing is dit nie om te dink, ons gebede is daar, en dit gee 'n lekker reuk af in die hemel, in die troonsaal by God. God hou daarvan as ons hom aanbid, want dit gee 'n lieflike geur af. Jy weet, in die Ou Testament was brandoffers die ding. Jy weet, brandoffers het die ding gedoen. Maar nadat Jesus Christus gekom het en ons nou in hom lewe en bekleed is met hom, simboliseer ons lewens 'n kosbare en 'n aangename geur tot God. Ek meen, jy kan nie die duurste parfuum gaan koop daar by Edgars en jy kan dit gaan aanspuit, maar dit gaan niks doen voor God nie. Dit gaan vir jou lekker wees en almal om jou, maar wat gaan dit vir God doen? Ons gehoorsaamheid, ons aanbidding, ons diensbaarheid, die manier hoe ons dien, die manier hoe ons nederig is, die manier hoe ons geduldig is, ons worship wat uit ons harte uitkom. Ek meen, dit is wat vir die Here 'n lekker reuk gee. Die Here hou van ons opregtheid. Hy hou daarvan as dit hier uitkom, uit jou hart uit. Hy sê, hê my net lief, met alles in jou, met jou hele hart, met jou hele verstand, met jou hele lewe. Hê my lief, met jou hele menswees, met alles, wie jy is. Hê my lief. Aanbid my in gees en in waarheid. Soek my eerste. Met eerbied, met ontzag. Vrees jy my nog? Ons praat gereeld daaroor. Vrees jy nog God? Jy weet, die mens, ek en jy, ons is gebore aanbidders. Ons is so gebore om te aanbid. God roep ons elke dag tot hom en hy sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Nader, kom net nader my kind, kom.
kom. Hy bemoei homself met ons. Hy wil 'n intieme verhouding met ons hê. Jy weet, 'n ware aanbidder sal sê, maar ek het 'n verhouding met die lewendige God. Die almagtige God. Ek het 'n intieme verhouding met hom. Want as jy nie het nie, hoe kan jy hom behaag? Hoe kan jy 'n lieflike reukoffer vir hom wees of afgee as jy hom nie eers ken nie? Hy sê, ken my in al jou weë. Hy sê, ken my ten volle, sodat jy my ten volle kan aanbid, dat jy my ten volle kan deel met 'n stinkwêreld daar buite. Maar hoe kan jy dit doen as jy hom nie ken nie? Hebreërs 13 vers 15 sê, laat ons dan geduldig, menende onophoudelik, voortdurend, deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Psalm 141 vers 22 sê, mag my gebed voor U wees, soos 'n wierookoffer, die uitstrek van my hande, soos 'n graanoffer in die aand. Strek ons nog ons hande uit na God? Strek ons nog ons hande uit na ons naaste? Strek ons nog ons hande uit na die wees en die armes? Strek ons nog ons hande uit na mekaar toe, soos 'n graanoffer in die aand? Die Here soek ons lofprysing. Hy soek ons aanbidding. Hy soek jou worship. En ek sluit af met hierdie. So in die lig van Moedersdag en ons aanbidding wat 'n lieflike geur vir God is. Jesus se ma Maria, sy het haarself die diensmaagd van die Here genoem. En sy het haar dienaar geëer tot op die laaste van die laaste het sy hom gedien. In alle vertroue, in alle gehoorsaamheid het sy hom gedien. Haar hele lewe het 'n geur afgegee vir God die Vader. En sy skryf in Lukas 1 van vers 46 tot 56, julle kan dit gaan lees, die lofsang van Maria. En in hierdie lofsang is 'n vers wat sê, my siel maak groot die Here. Maria sê, my siel maak groot die Here, maak jou siel vandag die Here groot. Deborah, wat as die ma van Israel genoem word, se lofsang is aangeteken in Rigters 5 van vers 1 tot 31. En in vers 3 sê dit, tot eer van die Here wil ek sing, tot eer van die God van Israel wil ek psalm sing. Hanna, 'n ma van Samuel, in haar lofsang wat opgeteken is in 1 Samuel 2 van vers 1 tot 10, sê sy, my hart jubel in die Here. Jubel jou hart vandag nog in die Here? Sy sê, niemand is heilig soos die Here nie. Daar is niemand buiten U en geen rots soos onse God nie. Daar's geen een soos ons God nie. Daar's geen een waardiger om aanbid te word as ons God nie. Alles is in hom en alles is vir hom en tot hom. Het gaan alles oor hom. It is all about Jesus. Amen. Thank you for watching. As we come to the end of this powerful message, we invite you to be part of something greater. At Barberton Full Gospel Church, our mission goes beyond these walls. Through our benevolence ministry, we bring hope to those in need. We care for the elderly. And through the Barberton Recovery Center, BRC, we walk with individuals on a journey of restoration, healing, and new beginnings. We also invest in the next generation through Kids in Christ. But we cannot do it alone. Your partnership can make a real difference. Whether through giving, volunteering, or prayer, you become a vital part of changing lives and building a stronger community. Join us
Stand with us. Be the hands and feet of hope. Barberton Full Gospel Church. Together, we make an impact that lasts.